still the source. When the road feels long and weary, and the night won't let me sleep, when my heart is running empty, and the mountain looks too steep, like Daniel in the waiting, holding on through every year, I will trust the God of promise, for I know that you are here. When I cannot see tomorrow, when I cannot understand, I will hold your word before me and place my life into your hands. You are still the source when my strength is gone, still the light that leads me on. When my life is fading low, your living water freely flows. You are still the source of hope that never ends, faithful through the storm again. When I have nothing left to bring, Jesus, you are everything. Through the fire and through the lions, through the seasons of delay, you were working in the shadows, even when I lost my way. Every promise that you've spoken, every word remains the same. You have never once forgotten, you still call me by my name. When I cannot see tomorrow, when I cannot understand, I will hold your word before me and place my life into your hands. You are still the source when my strength is gone, still the light that leads me on. When my battery's fading low, your living water freely flows. You are still the source of hope that never ends, faithful through the storm again. When I have nothing left to bring, Jesus, you are everything. Fill me up so I can overflow. Let your grace through me be shown, not just for me, but for the broken. And not just for me, but for the hopeless. And like a river, let me pour your love into a thirsty world. You are the power, you are the flame. Forever I will praise your name. You are still the source when my strength is gone, still the light that leads me on. When my battery's fading low, your living water freely flows. You are still the source, my Savior and my friend, faithful to the very end. When I have nothing left to bring, Jesus, you are everything. When my life is on 1%, your grace is more than enough. When
musiek nog aanbied vanoggend. Baie welkom, ek groet julle, genade en vrede vir julle van God die Vader en sy Seun, die Here Jesus Christus, in en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Here Jesus, wat 'n belydenis om te maak. Waar daar liefde is, daar is U. Ons verwelkom U hier by ons, Heilige Gees. Ons sien U as ons eregas en ons dank U, Here, dat ons weer opnuut net so kan saam wees as 'n geloofsfamilie om iets van U teenwoordigheid werklik in liefde en vreugde en vrede te beleef. Dankie, Here. Amen. Nou julle, as jy van 'n ander gemeente afkom, kuier vanoggend, jy het nie in 'n ou apostoliese kerk ingestap nie. Ons vier 'n hoedfees vandag en kyk om julle hoe lyk dit. Tiaan, ongelooflik dankie vir hoe mooi die kerk lyk en ons vir hom 'n handeklap gee. Julle, ons is hier om fees te vier. Elkeen van ons het die geleentheid gehad om nou ons toetsie te doen en te kyk wat is ons kombinasie van gawes. En ons het julle beloof, ons gaan nou vandag vir julle sê uit julle sekere kombinasie van gawes uit, waar pas jy in? Wat is die bedieninge waarby jy kan betrokke raak hier in NG Florana? Maar voordat ons daarby kom ons herinner mekaar net eers waaroor dit gaan. So aan die begin van Efesiërs 4, dis nie hierdie wat hier op is nie, maar heel aan die begin van Efesiërs 4 dan praat Paulus oor eenheid. Maar hy sê ook daai eenheid beteken nie dat ons is almal presies dieselfde nie. Hy sê dis juis in ons diversiteit wat ons die eenheid kan vorm in die liggaam van Christus. Hoekom divers? Want elkeen van ons het 'n sekere samestelling van die gawes wat die Gees vir ons gee. En dan kom ons by hierdie gedeelte en dit is die gawes wat hy gegee het: apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons sy kerk soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Nou, 'n hele paar weke terug, ek kan nie onthou of dit 6 of 7 weke terug is nie, het ons begin met hierdie reeks en ons het vir mekaar gesê dat N.T. Wright het 'n baie spesifieke verstaan van hierdie Efesiërs 4 en die idee van ontdek jou plek. Ons het vir mekaar gesê, N.T. Wright sien dit, dat as jy die evangelie verstaan, kan jy hom op 2 maniere verstaan. Jy kan hom ook verstaan soos wat 'n cruise liner, daai MSC Symphonia en al daai gedis, of jy gaan hom verstaan soos 'n kommersiële vissersboot. Nou die MSC Symphonia, die plek waar jy opklim. As jy al opklim, die van julle wat al op een van hierdie bote was, dan gebeur al een ding, jy word bedien. Van die oomblik wat jy opklim tot wanneer jy afklim, jy drink wat jy wil, jy eet wat jy wil en jy word bedien. En dan sê N.T. Wright, dit mag nooit ons verstaan van die evangelie wees nie. Die ouens wat die evangelie sien as hierdie cruise liner waarop hulle opklim, is gewoonlik die mense wat op 'n Sondag dalk nou en dan kom sit in die kerk en wat uitstap en sê, maar die dominee het nie vandag met my gepraat nie. Kies my musiek was nie lekker gewees nie. Dis die ouens wat baie graag die foute wil uitwys, maar nooit deelneem. Julle en ons weet nou, as ons die volheid van die Here Jesus Christus wil beleef, dan moet ons die evangelie van God begin verstaan, soos hierdie kommersiële vissersboot. Nou ek het vir julle gesê, ek was nog nooit op een nie, maar ek wil asseblief ook nooit op een wees nie. Daai verhale van die Deadliest Catch op Discovery Channel het my doodbang gemaak vir hierdie kommersiële vissersbote. Maar wat 'n ou sien op hierdie vissersbote, hulle is 'n klein groep mense wat elke een saamwerk. Net soos ons het elkeen van hulle 'n kombinasie van gawes wat hulle moet gebruik op hierdie boot. En baie interessant sal ou sien ook, aan die einde van so 'n seisoen wat hulle uitgegaan het en vis gaan vang het, dan deel hulle die geld wat gemaak word, deel hulle gelyk op
tussen almal. Ek en jy maak nie saak wat ons kombinasie van gawes is nie. Elkeen van ons kry dieselfde beloning by die Here Jesus Christus. Ons is erfgename van die Here. Maar dit beteken dat ons moet saamwerk. So ek wil vir julle vra, vir altyd vorentoe, as jy dink aan die evangelie van God, dink aan hierdie twee tipes bote, en vra vir jouself 'n eerlike vraag, waarmee is jy besig? Is jy 'n kommersiële vissersboot, of ry jy nog die hele tyd saam op die cruise liner? Nou kom ons gaan kyk, as jy verstaan, dat jy moet deelneem en deel raak van die liggaam van Christus. Wat is dit wat met jou gebeur binne hierdie deelname? Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos die golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam met eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op tot liefde. Wat gebeur met my en jou wanneer ons begin deelneem? Ek en jy word volwasse in die Here, in ons geloofslewe. Julle, as ons maar net so bietjie TV kyk, op sosiale media kyk, dan kan ons sien, daar's ongelooflik baie dwaallering daar buite. En die Here sê vir ons nie uit, ek wens dit was so gewees, want dan was al meer leraars, maar nie uit meer van leringe en daai goeders gaan ons volwasse word nie, maar uit deelname sal ons volwasse word. Uit deelname gaan ek en jy kom op 'n plek waar ons werklik waar tot die volheid van Jesus Christus kan kom. Johannes 10 vers 10 sê natuurlik vir ons dat Jesus gekom het, sodat ek en jy die lewe in oorvloed kan hê. En ons praat nie met mekaar van finansies of gesondheid of enige aansien nie. Ons praat met mekaar van geestelik oorvloed. En dit is die manier hoe ons daarby kan uitkom. So dit net so vinnig bietjie weer 'n recap oor waaroor alles gegaan het. En dan het ons julle beloof vanoggend dat ons gaan vir julle sê, waar kan julle gawes gebruik? Nou ek wil net eers vir Tiaan sê, baie dankie vir hierdie wat jy my opgesit het. Ek dink ek sou dalk 'n mevrou Suid-Afrika of 'n ding kon deelgeneem het. Maar daar is ek. So ek het 'n rooi hoedjie, ek is 'n leraar, maar ek is ook gedeeltelik 'n profeet. Dis hoekom ek die blou hemp aan het en dan steek ek my evangelis so 'n bietjie weg met my geel sokkies hier onder vanoggend. Elkeen van ons het 'n kombinasie hierre. En julle sal sien as julle die toetse gedoen het, is daar een van hierdie gawes wat bietjie meer uitstaan as die ander. Nou die gawe wat vir my so bietjie meer uitstaan as die ander is dan natuurlik leraar. Verlede week het ek vinnig vir julle 'n paar goed uitgewys oor wat ons as leraars werklik waar opgewonde maak. En ek het gedink ek gaan vir julle maar net nog so ietsie ekstra gee vir as daar van julle ouens is wat nog nie mooi weet waar julle is nie. Kom kuier by die leraars. Dis wat hier gebeur. So wat is dit wat vir die leraars werklik opgewonde maak? Ek en ek het in die week die preekreeks gekry van Chris de Wet. Hy het 'n Pinksterreeks gedoen en hy trek dieselfde lyne as wat Johan Wildenboer verlede Sondag aand hier by ons getrek het rakende Pinkster. Hy sê ek en jy wat Pinkster vier kan teruggaan na die feesviering van die Shavuot. Die Shavuot wat 'n graanfees was vir die Israeliete, maar ook hulle dag wat hulle die 10 gebooie ontvang het. Nou, hoe kom al hierdie goeders bymekaar? Kom ons lees Eksodus 19 vers 5. As julle dan nou getrou luister na my stem en my verbond nakom, dan sal julle onder al die volke my persoonlike eiendom of my eiendomsvolk wees. Al behoort die hele aarde ook aan my. Nou julle, as ons Eksodus 19 vers 5, as ons daai lekker pakke tipe Bybelstudie doen en ons gooi die Bybel oop en ons klap ons vinger neer en ons hoop die Here gee vir ons 'n teks.
Ek dink as ons op hierdie teksvers uitkom, dan is dit soos nee, hierdie ding is nie vir my nie. Dit maak nie regtig sin nie. As jy nie die konteks agter dit verstaan nie, gaan hierdie teksgedeelte en die hele idee van Pinkster nooit vir jou sin maak. Nou wat gebeur hier? Ons moet eers vir mekaar sê, wie was hierdie Israeliete gewees voordat hulle by die berg van Sinai gekom het? Hulle was slawe in Egipte. Onthou julle dit? Iemand, hulle lyk vir my al van die slaap vandag. Waar's my rooi hoekie ouens? Ek gaan vir my lemma kry, dalk kry hy julle meer Alright, ek weet julle gaan nou begin wakker skrik. Nou ouens, hulle was 'n klomp slawe gewees en die Here lei hulle al uit Egipte uit en hulle vat hulle na Sinai. Nou interessant genoeg, Chris wys uit dat 'n slaaf in vandag se geld, as jy iemand wou koop, kon jy hulle koop vir tussen R500 en R1000. 'n mens kon jy koop vir tussen R500 en R1000. So die volk van God is eintlik 'n klomp nikswerks. Hulle sit met die verskriklikste identiteitskrisis. Hulle is so niks werd nie, dat ons tot nou toe in argeologie nêrens enige tekens kry dat die volk van God daar in Egipte was. Hulle name is nêrens opgeskryf op hulle rotse of binne hulle piramides of wat dit ook al mag wees. Daar's niks daarvan nie. Ons sien iets daar so min was God se volk werd. Dan gaan God en hy haal hulle uit Egipte uit. Hy bring hierdie naamlose, identiteitslose ouens, bring hy voor die berg van Sinai en hy sê vir hulle, as julle dan nou getrou luister na my stem, of as julle my verbond toelaat, God toelaat om saam met julle te stap, dan gebeur daar iets spesiaal. Die Hebreëse woord wat gebruik word hier vir my eiendomsvolk is Segila. Nou Segila beteken eintlik God se heel waardevolste besitting. God nooi hierdie ouens van slaaf na Segila. Van niks werd na God se waardevolste besitting. En dis wat Pinkster is. As ek en jy dieselfde vier, die dag toe die Heilige Gees ons dieselfde uitnodiging gegee het, as wat hy soveel jare terug aan die volk gegee het daai dag, dan nooi hy my en jou uit. En hy sê vir ons, al wys die wêreld vir jou, of al sê die wêreld vir jou, jy werk nie hard genoeg nie, jy het nie genoeg geld nie, jy het nie genoeg aansien nie, jy is eintlik maar 'n niks werd. Jy is nie 'n goeie pa nie, jy is nie 'n goeie ma nie, jy is eintlik maar 'n niks werd. Dan sê God vir jou nee. Sê vir die wêreld, jy is nie meer slaaf nie. Jy is Segila. Deur Jesus Christus, die Heilige Gees wat binne in jou woon. So dit is hierdie tipe goed, wat dit vir my as 'n leraar so mooi maak. Ons kan gaan en ons kan gaan oplees en ons kan gaan meer leer en ons kan hierdie goue oomblikke in die Bybel kan ons vir mekaar uitwys. Want dit is belangrik om dit te hoor. Dit is belangrik as jy vanoggend hier sit en jy voel maar, Here, waar pas ek in? Is dit werk vir enigiets, dan sê die Here vir jou, jy is nie meer slaaf nie, jy is Segila. Nou ouens, waarby kan julle betrokke raak as julle die rooi gawe, die gawe van die leraar gekry het? Daar's 'n hele paar plekke. Julle kan natuurlik by ons by die eredienste op verskeie maniere kan julle by ons betrokke raak. Julle kan help met navorsing, met eksegese. Kom uit met idees vir ons wat julle na ons toe kan kom en sê, soos wat julle nou hierdie preekreeks gedoen het oor ontdek jou plek. Wat van as ons hierdie tipe reeks doen? Ons het as leraarspan, en dis nie die rooi hoekie ouens nie, dis die leraars van die gemeente, het ons saam gesit en ons het gepraat oor, daar moet ons 'n span by mekaar stel, wat werklik teologies ons preke kan evalueer. Wat vir ons terugvoering kan gee, en dis waar julle ouens inpas. Dis waar die leraars 'n verskil kan maak. Julle, ek skryf elke dag, of meeste dae as ek nie lui geraak het soos op 'n Saterdag nie, dan skryf ek 'n of ander dagstukkie. Julle is so welkom om my asseblief daarmee te help. Dis 'n lekker reis, maar soms raak ek ook net te besig, en dit is hier waar die leraar se verskil maak. Tian en Larine skryf ook stukkies
vir wat ons op die Facebookblad plaas. Julle kan daarby betrokke raak, as daar soveel plekke. Dan die estetika. So hier waar ons nou sit, is die liturgiese ruimte. Sien net 'n kerk nie, dit praat iets van aanbidding. Toe jy vanoggend hier ingestap het, het jy hordes klomp klere gesien. Jy het gesien wat hier agteraan gaan. Jy het gesien mense dra hoede. Dit het vir jou reeds 'n verhaal begin vertel. Estetika gee vir ons die manier om mense in te nooi in 'n eredienste. Te sê dat dit wat hier binne in ons liturgiese ruimte aangaan, dit moet jou 'n gevoel gee dat jy nader aan God wil gaan. En dit is waar julle ouens as leraars verskil kan maak. En dan laaste onderrig van enige aard. Of julle by die katekese wil betrokke raak, of julle studiemateriaal vir die katekese wil skryf, of julle wil klas gee, of julle by selgroepe wil betrokke raak, enige iets wat te doen het met die lering van die woord en dieper delf van God se woord is waar ons kan by mekaar kom. Nou ons gaan na die tyd, julle sal sien my rooi tafel daar buite het lekker klomp boeke op. So jammer vir julle, ons gaan toe nou nie net partytjie hou nie, ons gaan so 'n bietjie beplanning op doen. Nou ek bid dat daar tussen die leraars iemand sal wees wat kan vir ons notas ook hou, want ek is useless met dit. Dan gaan ons sit en ons gaan beplan. Ons gaan 'n bietjie opgewonde raak oor wat kan ons as leraars vir die gemeente bied. Dit is waar julle kan oral betrokke raak. En nou wil ek nooi vir Frikkie en vir Klaasie om so 'n bietjie met ons te kom praat oor die herders. Frikkie, Klaasie, ek weet nie wie van julle kom eers nie. Frikkie is op pad. Maar hy is ook op pad na 'n rugoperasie, toe so ons gee hom tyd dat hy voor kan. Dankie, Elsje. Goeiemôre. Dankie. 'n Mens behoort simboliek nie eintlik te verduidelik nie, maar kom ek probeer maar net, is die herder wat mense moet vat na die groen grasies toe. So, en ek hoop dis min of meer my rol. Dit is tamelik maklik om te sê, wat is herders se rol? Ek vermoed, as ek vra die mense wat ingevul het, ons het terugvoer gekry by die kantoor, die meeste mense val by herders, en ek dink, dis omdat daar so baie maniere en plekke is waar mens betrokke kan raak as herder. Ons het maar 'n paar dae genoem die omgee vir mense op wat ek nogal deernis en dan die verhoudinge met mense wat dit so nodig het, dat iemand jou net aan die hand vat en jou net bring waar daar hopelik 'n stukkie kalmte en vrede is. Ons besoeke by aftreeoorde. En ek het gedink om net so 2 voorbeelde te doen, sommer maar net van goed wat die afgelope gebeur het. Daar was iemand wat uit die hospitaal uitkom, 'n bewenaar, hy is op sy eie en hy het hulp nodig. En daar's 'n suster, afgetrede suster in ons gebied wat sê, kontak my as iemand by die huis hulp nodig het. En ek kontak haar en sy gaan en sy ondersteun. En hy sê vir my na die tyd, ek is seker dit was ek. Hy sê, want ek het dit so nodig gehad en ek het nie geweet hoe gaan ek regkom nie. Buurman wat ook enkelopend is, vat 'n bord kos. En hy is so dankbaar en sê, mense wat hierdie tyd net vir my in so 'n stukkie makliker gemaak het. Dan kan iemand anders wat ook enkelopend is en hy het geval op sy eie, kan hom nie self versorg nie. Iemand in die gemeente wat gesê ek sal elke dag gaan en kyk dat hy sy medikasie gebruik en ek sal kyk dat hy kos het, totdat ons 'n beter plan kan beraam. En daarom ons het nie ver te soek nie. As jy net 'n bietjie gaan rondkyk rondom jou, gaan jy weet waar jy oral betrokke kan raak. En dankie vir soveel mense in ons gemeente, in ons gemeenskap,
wat dit al reeds op verskillende maniere doen. Dankie Klaasie. Klaasie is ook groen en hy het sy groen trui aangetrek. Goeiemôre. Ja, dankie. Ek het spesifiek my groen trui aangetrek. Dit is die gras en daar's 'n bokkie op, ons gee vir die bokke kos. Ons gee nie altyd net vir mense kos nie, maar ook baie verder as net vir mense. Nou, ek gaan so 'n bietjie vanaf praat oor 'n dag in Eden. Nou, julle almal weet Eden is 'n aftreeoord en jy hoef nie daar ver besoek nie, dan kry jy moeilikheid. Jy hoef net stil te staan en dan kom al hierdie probleme na jou toe. Nou, jy sê altyd is jy self betrokke by die ding nie. My buurvrou is 'n baie moeilike tannie. En ons het nie geweet hoe maak te bereik nie. Sy het nie finansiële of 'n kos nood nie, sy het 'n mensennood. En gelukkig kry ek 'n ander buurtannie, ek gaan nie haar naam noem vandag nie, sy is baie van my. En sy het my koerier geword. En so het ons begin te saamwerk, en nou is dit al weggekry, ons kan al by die tannie ingaan. Ek en Janie kan nou ingaan, sy het ons weggejaag op 'n stadium. Ons is daar. Maar daar is soveel baie dinge. Dieselfde tannie se man het kanker. En sy kan hom nie meer versorg nie. Nou wil ek net dit sê, dit is eenvoudig, sy kanker. Hy weet nie van hospice nie, hy weet nie van cancer nie. Ons het hulle gaan help, ons het hulle gaan vertel, waar kan julle hierdie hulp kry? En weet jy wat is wonderlik, sy kom na die dokter en sê, hier is nog 'n adres, gaan gee dit vir die ander mense wat dit ook nodig het. So ons is in 'n span wat ons werk. Ons het naderhand nie meer 'n individu nie. En ons soveel baie dinge, en ek wil net eintlik verlede Woensdag vir julle vertel, ek vat een van ons tannies na reunie toe, sy is 84. Die onderwysersreunie, nie die skoolreunie nie. Dit was maar fantasties. En dieselfde trip van koop 'n kos. En ons kom terug die aand, en ek stap by die deur in, ek sê vir Janie, wat lê hier voor die deur? Toe staan daar 'n kartonboks vol blikkies kos. Dis hoe herderskap werk. Jy hoef nie altyd alles self te doen nie, help net organiseer. Maar nou gaan ek sê, en dan het vir my baie belangrike ding eendag gesê van herderskap. Hy sê, Maria Magdalena het olie op Jesus se voete gegooi. En hoeveel keer gooi Christus nie olie op ons voete nie? Maar in dieselfde sin het ek toe onthou, sy is berispe. Judas het vaak gesê, jy mors, hierso, ons kon hierdie geld vir ander goed gebruik het. Hoeveel keer in ons lewens doen ons goed aan ander mense? En dan word ons uitgetraap daaroor. En dit is deel ook van herderskap. Dit is nie net altyd die lekker nie, dit is baie keer die swaar ook daarmee saamgaan. Baie dankie. Ons herders raak so opgewonde, hulle vergeet vir julle om te sê waar julle kan betrokke raak. So raad julle dit daarom gesien op die bord die hele tyd, pastorale versorging, sieke besoek, tuis of in hospitale, ondersteuning na krisisse of verlies, pastorale sorg, kos vir mense wat tuis aansterk. Daar is soveel maniere waar julle as herders kan betrokke raak. En ek hoor al word nog relatief kos gemaak deur die herders. Ek bly net hier bo in die pad af. So as daar 'n ekstra bordjie is, julle is meer as welkom om te kom kuier by my. Dan wil ek oorgee aan Jan, die evangeliste. Jan, as jy vir ons kan kom gesels asseblief. Dit is lekker om hier voor te staan en toe die vorm invul, te sien ek daar verskillende kleure en een kleur is blou. En nou ja, ek wil amper sê soos die Here wil hê, is blou toe nou nie my sterkste. Ek ken dit nie, ek is vir die derde ene, maar Hanlie, Mikkel, hierdie oudies, ek sal dit net so sê. Dit is wonderlik om evangelist te word en dit gaan regtig om die goeie nuus oor te dra. Deesdae praat ons meer van vriendskap-evangelisasie. Dit gaan oor jou gawes uit te leef, daar waar jy in die kroeg sit, en miskien kyk jy speel die bulle of die stormers, en jy drink jou doppie, en jy gesels met mense, en jy sien, maar jy is anders, jy vat nie 5 nie, jy vat 2, en dan jy klaar. Jy hoef nie oor Jesus te praat, jy is net daar, en ek dink dit is iets van hierdie
gasvryheid, getroue getuie te wees. En dis gewoonlik 'n tipe passie, 'n hoopskepping. En as jy hierdie gedeeltes gaan lees, dan lees jy in Romeine, dit gaan oor die voetstappe van die evangelie. Dit gaan oor God se woord wat informeel, nie deur die prediking of hier deur 'n diens of Bybelstudie oorgegaan, maar informeel weer vriendskappe. Filippus was so 'n persoon, jy lees daar in Handelinge 8, hy kry hierdie Ethiopiër, hierdie man uit Afrika, en hy begin met hom praat. En hierdie man kom tot bekering en hy en sy gesin word daar gedoop. En dit gaan oor mense wat 'n hart het vir ander mense. Jy gee om vir mense wat jou pad kruis. Waar jy ook al is, by die skool, daar by die werk, by die petroljoggie, een wat jou bedien daar, waar jy iets koop. En dan hulle bou verhoudings en nooi mense in. Dis nie mense wat skanse het en mense uithou nie, jy nooi mense in jou persoonlike ruimte baie keer hier by die kerk en dan waar jy beweeg. En hulle verwelkom mense en dat hulle welkom voel. En ek dink dit is so belangrik as mense hier by die kerk kom dat hulle voel ek is tuis. Hier wil ek bly, dis lekker. En as ons al kyk hoe werk ons, waar raak ons oral betrokke, daar's verskillende plekke. Ons sê altyd die spoilers, by die deur is daar mense wat sê welkom en wat kan vra as jy lidmaat, hier is 'n papiertjie wat jy moet invul, 'n bord jy lidmaat, wat is jou gawes, waar jy betrokke raak, ek nooi jou vir tee of koffie na die tyd, mense wat ander innooi. En dit gaan vra van ook, waar wil jy inskakel as jy by hierdie gemeente betrokke raak. Dan die koffie en die tee, daar waar ons koffie en tee drink, daar bou jy verhoudings. Jy kuier lekker, jy praat so 'n bietjie oor dit en dat. En jy skep 'n veilige ruimte vir mense. Dan by die nagmaalsgeleentheid bedien ons mense met die brood en die wyn, jy nooi mense weer in. Daar's gewoonlik 'n oop stoel wat sê, as jy 'n vreemdeling sou kom, dan is hy of sy welkom. Sosiale geleenthede, ons het Vrydag aand 'n lekker kuier sangaand hierso, bring vriende saam. Ons wil hierdie kerk volsit, dit geniet en ons wil 'n paar rand insamel, net saam kuier, daar wees die gemeenskap opbou en ons bou brûe op hierdie manier. Dan die kruisstasies hier in Pinkster, jy gaan kyk hoe mooi lyk dit. Dit gaan oor God se verhouding met my, met jou en jy gaan daar uit en jy dra dit weer vir die bruid. Kerklike administrasie waar jy kan help daar in die kantoor vir die dames, hier verloon op verskillende maniere en dan ook dat ons hierdie plek 'n gemeenskapsplek maak waar almal tuis is. En dan die bruidprojek is onder andere hierdie, as jy daar uitstap voor die uitstap, daar's bol en jy nie kry PNA van ons 'n massiewe groot boks nie gegee weer eens brei 'n teddy. Met julle kind se gesig gesien as jy nog nooit 'n teddy gehad het of 'n treintjie of 'n missie. Jy kan komberse koop. Daar's kinders en ek wil persoonlik raak, hier sit die jou koop sy van Pretoria Noord Anneke. Sy kan vir julle sê van die nood in Pretoria Noord, ons eie hoërskool. Die laerskoolhoof het nie kan vertel van die nood in Dani Malan. Anneke kan vertel, aan die ander kant sit ook 'n gemeentelid, Anneleen daar by die klank. Sy is daar by Hermanstad Laerskool. 820 kinders, verskoon 95% blanke arm. Dis nie daar ver, dis by ons skole, hierdie twee en ons op help met die onderwys. En daarom is dit so belangrik, brei iets doen iets en raak betrokke. Ons skole uitreik, ons gaan by die 3 skole uitreik in die vakansie. Wat het ons nodig? Mense om te bid in die eerste plek, mense wat sê ek gaan vleis braai of potjie maak, so ons koop bietjie wors, of as jy gaan skiet, daai skenkels 'n lekker potjie vir die kinders, ons kan dit vir ander mense in die gemeente en gemeenskap op, enige oortollige vleis, ons soek dit asseblief. En dan, jy kan kom help om die kinders te speel. Jy kan kos opskep. Jy kan help om daar te begelei met die musiek. En dan die 2 laaste dinge is so belangrik. Ons wil vir hierdie kinders 500 pakkies wil ons insamel. Hulle kos omtrent R50 'n pakkie. Kos in die vakansie en by die vakansieprogram. Die vakansie begin en dan is daar 3 weke vakansie wat baie van hierdie kinders min het of niks eet of hulle gesin om te eet. As jy die oor sy R50 het of meer kan gee, ons beplan vir 500 pakkies om kinders, groot mense te versorg in hierdie vakansietyd in die wintertyd. Raak betrokke en dan weet ons, dan is ons hoop skeppers. Om 'n kind, 'n ou mens, iemand te sien lag.
maak die lewe sinvol vir my en jou. Dankie. Dankie Jan. Ek sê maar weer vat. Volgende het ons die profete. Nou hier gaan julle 'n gesig sien wat nie deel is van die leraarspan by die gemeente nie, maar Peter, kan jy vir ons dan voorkom asseblief? Peter is een van die ouens wie getoets het dat sy gawes baie hoog is, profeties. En soos wat ons ook nou al vir mekaar gesê het, hy is nie hier om vir julle die toekoms te vertel. Hy is die man wat by die Here se voete sit. Hulle is die ouens wat 'n gebedsgroep het, wat werklik waar vir die gemeente bid, en ek kry op per WhatsApp daai gebedslysie van julle. Peter, dit beteken vir my, so dit is so baie om homself op daai lys van julle te sien. Baie dankie daarvoor. Dankie. Dankie gemeente vir die geleentheid. Ja, moet nooit dat iemand vir jou sê, jy is te jong om die Here se stem te hoor, soos wat ons daar sien in Jeremia 1. En dit is hoe dit gaan. Wat doen die profeet? Hy soek die Here se wil. Hy, deur die leiding van die Heilige Gees, probeer hy verstaan, wat is wat die Here vir ons wil sê. Bybelstudie, probeer verstaan, dis waaroor dit gaan. Soek na die stem van die Here. Liefde en waarheid, gaan soek dit binne in die woord. In die ou tyd, toe die Bybel nog nie geskryf was nie, het die profete die Here se stem gehoor. Vandag praat die Here met ons deur sy woord en deur ander mense. En ek volgende skryfboeke. En waar leef ons dit uit as moderne profete? In die eerste plek in ons gebedsgroep. So wat doen die gebedsgroep? En ek wil nie uitnooi, praat met my oor die gebedsgroep. Dis nie 'n komitee waar die ingetrek word en vergaderings het elke af en toe en ander goed moet doen nie. Nee, ons bid 'n uur lank per week. En dit sommer op Zoom. So jy kan in die rustigheid van jou huis sit. Sommige kere dan hoor die mense sê, nee, ek sit klaar in die bed, ek sit met my koppie koffie reg, ons bid nou saam, en dit is hoe dit moet wees. Ons bid saam, en vir wie bid ons? Ons bid vir die gemeente. Die gemeente se aktiwiteite, en ons leraarspan, die siekes, ensovoorts. Ons bid vir almal die hele tyd, so ons tree in. Dan 'n profeet by 'n selgroep. Daar is iemand wat die Here se stem soek en hoor en deel met ander mense. Soos tree in by 'n selgroep of skakel in daarso. Bybelstudie vind plaas binne in die gemeente. Daar's verskeie aksies waar Bybelstudie gebeur. Skakel in. Dis die profeet daar. Dis hoe jy leer wat die Here vir jou wil sê deur daardie Bybelstudie. So skakel daarin. Die Bybel leesgroep het, ons sien altyd die dames wat Bybel lees. En dit is hoe jy ook 'n profeet kan wees, deur die Here se stem te hoor, deur te kyk wat gebeur daar. Dan is daar nog ander geleenthede ook. Byvoorbeeld in ons gemeente het ons 'n paar aktiewe Gideons. En hierdie ouens gaan ook uit om die woord te gaan plaas. En dankie vir hierdie gemeente wat die werk van die Gideons ondersteun op so baie fronte. En daar gaan die Gideons na skole toe en gaan plaas die woord van die Here binne in mense se harte. In hulle hande sodat hulle dit in hulle harte kan kry. En natuurlik by klinieke en hospitale ook. So daar's verskeie geleenthede waar jy kan inskakel om meer te leer en om as profeet ook op te tree en vir ander mense te sê en leiding te gee, te sê, ja, maar weet jy, in die woord van die Here staan daar geskrywe, dit en dit, so, en daar op daai manier tree jy op dan ook as profeet. Dankie. Ja, ek kan sommer vir ons apostel gee wat op pad is, Stean. Dankie. Môre, baie dankie. So, ek is hier om te praat oor die apostels. En ons gaan kyk, Paulus is ons so mooi voorbeeld van dit. En in 1 Korintiërs 3 vers 10 tot 11
skryf hy, julle is ook die gebou van God. Volgens die genade wat God my gegee het ek soos 'n goeie bouer die fondamente gelê en 'n ander bou daarop. Maar hy moet mooi kyk hoe hy verder hou, want niemand kan 'n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. En dit is waar ons inkom. Ons lê daai fondasies vir ander mense om voor te kan bou op dit, en dan ondersteun ons hulle ook daarin. Ons is die baanbrekers, die brugbouers vir die mense rondom ons, 'n verbinding tussen verskillende gawes. Ons maak nuwe geleenthede, ons kyk waar ons nuwe moontlikhede, waar ons nuwe goed kan skep. En as ons kyk in ons gemeente, is daar redelike klomp aksies waar jy kan by betrokke raak. Jy gaan sien, tussen die verskillende gawes is daar almal in die gawes kan by 'n erebediening betrokke raak, maar jy gaan 'n verskillende rol speel. Maar binne ons apostels het ons die erebediening met ons sosiale media en waar ons uitreik om reg die wêreld daar buite te bereik. Dit is soos 'n rivier wat vloei, en daai rivier vloei die see in, en dit koppel letterlik die hele wêreld aan mekaar. En dit is wat ons doen, ons steek daai grense oor en ons kry mense. Ons het ons uitreikprojekte waar ons na skole toe gaan en ons nuwe verhoudings met hulle op baie lofprysing gaan aanbied. Ons kinderkerk en ons jeugbediening, waar ons letterlik met die mense in ons omgewing en in ons eie kerk werk en regtig daar verskil maak vir hulle. Ons is die mense wat gasvry en verwelkomend is. So ons soek geleenthede waar ons mense net met mekaar kan verbind en met hulle kan praat oor die evangelie van God. En dan het ons ook ons programme vir bejaardes om spesiale eredienste en geleenthede vir ons afgetrede mense te bied. Uit te gaan na ouerhuise toe, versorgingseenhede en regtig met daai mense te werk, nie net uit 'n herderlike oogpunt uit nie, maar uit 'n oogpunt uit van 'n nuwe verhouding met hulle te stig, dat hulle 'n nuwe verhouding met God kan skep. So, kom raak betrokke, raak 'n apostel, ons is die IT. Dankie. Dankie, IT. Jy lyk nog ons op BI. Good job, man. Julle, ons het nou vir julle oral gewys, wat is die bedieninge in ons gemeente? Waar kan jy betrokke raak by NG Florana? Ek het al van julle hierdie storie vertel, maar ek het net al weer my getuienis gegee daar vir die musiekspan daar binne, en dit gaan oor deelname. Toe ek 'n hele rukkie terug teologie begin swat het dit vir my gegaan oor ek wil woordkennis hê, want ek wil iets leer van Jesus Christus. Ek wil op daai manier nader aan hom beweeg. En ek het wonderlike dinge geleer en beleef in daai tyd, maar dit was toe die studies van my verwag het, dat ek prakties by die kerk moet betrokke raak, wat dinge werklik vir my begin verander. Toe ek begin werk met die jeug, toe ek begin werk met julle ouens wat hierso sit, toe beleef ek iets van die Here wat ek nie in 'n boek kon gekry het nie. En ek beloof julle, dit is slegs in deelname, waar elkeen van julle by 'n plek gaan kom waar jy kan voel, nou verstaan ek die volheid van 'n geloofsfamilie. Nou verstaan ek hoekom ek deel moet wees van die liggaam van Christus. Nou julle, ons gaan in die weke wat kom, gaan daar aan die agterkant gaan al wit borde op wees, elkeen wat gemerk is, apostel, profeet, evangelis, herder of leraar. En die uitdaging vir elkeen van julle is, gaan skryf jou naam op. As jy 'n leraar is, wat nie die IT is nie, maar absoluut die coolste ouens ever, dan gaan skryf vir jou naam daarop. En selfs as jy iets anders getoets het en eerder na die leraarspan toe wil kom, kan skryf jou naam daarop, sodat as jy hier aankom, as jy in die kerk instap, weet jy het 'n plek. Dis goed vir ons om tasbaar en visueel te kan sien, die Here het vir elke een van ons 'n plek geskep. So kyk uit vir daai wat daar agter gaan wees, en dan na die erediens nooi ons julle almal. Kom ons gaan vier fees en ons dank die Here vir dit wat hy vir ons doen in NG Florana. Kom ons word stil.
Here Jesus, wat 'n wonderlike oggend van feesviering. Here, dankie dat ek kan voel en kan weet dat ek nie 'n slaaf of 'n niks werd is nie, maar deur u groot liefde deel is van u Sebilam, u waardevolste besitter. Here, en u sê dit nie net sommer vir my verniet nie, u sê vir my, daar's 'n uitnodiging wat saam met dit gaan. U sê vir elke een van ons dat ons moet deelneem. Die evangelie word lewend en waar en ons kan dit sien en ons kan dit beleef waar ons deel word van u koninkryk. Ek bid, Here, dat elke een van die persone hier vandag en die wat buite is, wat dalk siek is vandag en nie kan wees nie, Here, ek bid dat hulle werklik daar sal opgewonde raak oor deelname in u koninkryk. Dankie, Here, vir dit wat u vir ons doen as 'n geloofsgemeenskap. Dankie dat ons vanoggend net weer kon sien, ons is reeds besig om deel te neem aan soveel projekte op soveel verskillende plekke deel te wees van u koninkryk. Here, ek bid dat elke persoon in ons geloofsgemeenskap hulle plek van bediening sal vind. Amen. Dankie, jy kan staan. Ek gaan met 2 mics sê. Jesus, the light is shining on.
ons gaan nou braai. So wees asseblief uitgenooi en kom maak 'n draai by ons. Mag julle in hierdie week wat kom, die liefde van God die Vader, die genade van sy Seun, die Here Jesus Christus, en die nabyheid van die Heilige Gees beleef oor al baie